baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Levitikus 26 doen. Kom ons maak ons uit en ons vra vir die Here om ons woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Weet jy nie, jou kar is silwer skoon en dan is jy altyd 'n vlieg. Ek net hierdie toe maak. Okay. Julle mag vir julle geen afgode maak nie. Ekskuus, die opskrif is belofte en bedreiging. Julle mag vir julle geen afgode maak nie en 'n gesnede beeld of 'n klippilaar mag julle vir julle nie oprig nie en 'n steen met beeldhouwerk in julle land nie opstel om julle daarby neer te buig nie, want ek is die Here julle God. My Sabbate moet julle hou en my heiligdom ontsien, ek is die Here. As julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee op die regte tyd en die land sal sy opbrengs gee, en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. En die dorstyd sal vir julle aanhou tot die druiweoes en die druiweoes sal aanhou tot die saaityd en julle sal julle brood volop eet en veilig in julle land woon. Ook sal ek vrede gee in die land sodat julle sal lê en rus sonder dat iemand julle skrik maak. En ek sal die wilde diere uit die land laat verdwyn en geen swaard sal deur julle land trek nie. En julle sal julle vyande agtervolg en hulle sal voor julle val deur die swaard. 5 van julle sal 100 agtervolg en 100 van julle sal 10.000 agtervolg. En julle vyande sal voor julle val deur die swaard. Ek sal my na julle wend en julle vrugbaar maak en julle vermenigvuldig. En my verbond sal ek met julle bevestig. Julle sal ou koring van vorige jare eet en die oue laat plek maak vir die nuwe. En ek sal my tabernakel onder julle oprig en my siel sal van julle geen afskeid hê nie. En ek sal in julle midde wandel en vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Ek is die Here julle God wat julle uit Egipte land uitgelei het, dat julle nie julle slawe moet wees nie en ek het julle jeskeie verbreek en het julle regop laat loop. Maar as julle nie na my luister en al hierdie gebooie nie doen nie, en as julle my insettinge verwerp en as julle siel van my verordeninge afskeid het, sodat julle nie al my gebooie doen nie en my verbond verbreek, dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik, die tering en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyande sal dit opeet. En ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyande verslaan word, en julle haters sal oor julle heers en julle sal vlug, terwyl niemand julle agtervolg nie. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tigtig. En ek sal julle trotse mag verbreek, en sal julle hemel maak soos yster, en julle aarde soos koper. En julle krag sal te vergeefs verbruik word, want julle land sal opbrengs nie gee nie, en die bome van die land sal hulle vrugte nie gee nie. En as julle teen my versit en na my nie wil luister nie, sal ek meer pla op julle lê, 7voudig volgens julle sondes. En ek sal die wilde diere van die veld onder julle instuur, en die sal julle kinderloos maak en julle vee uitroei en julle verminder, sodat julle paaie verlate sal wees. En as julle hierdeur julle nie deur my laat tigtig nie, maar julle teen my versit, sal ek my ook teen julle versit en julle ook 7voudig tref weens julle sondes. En ek sal 'n swaard oor julle bring wat die wraak van die verbond sal uitoefen. En as julle dan in julle stede terugtrek, sal ek pes onder julle instuur en julle sal in die hand van die vyand oorgegee word. As ek vir julle die straf van die brood verbreek, sal 10 vroue julle brood in 1 oond bak en julle brood by die gewig teruggee en julle sal eet maar nie versadig word nie. As julle ook hierom nie na my luister nie, maar julle teen my versit, sal ek my in grimmigheid teen julle versit en ek sal julle ook 7voudig tigtig weens julle sondes, en julle sal die vlees van julle seuns eet, en die vlees van julle dogters sal julle eet. En ek sal julle hoogtes verwoes, en julle sonpilare verdelg, en julle lyke op die lyke van julle drekgode gooi,
en my siel sal 'n afskie van julle hê. En ek sal julle stede pynhope maak en julle heiligdomme verwoes en julle lieflike geur nie ruik nie. Ja, ek self sal die land verwoes sodat julle vyande wat daarin woon, daaroor verstom sal staan. En ek sal julle onder die volke verstrooi en 'n swaard agter julle uittrek, en julle land sal 'n wildernis en julle stede pynhope word. Dan sal die land vir sy sabbate vergoeding kry, al die dae van sy verwoesting, terwyl julle in die land van julle vyande is. Dan sal die land rus en vir sy sabbate vergoeding gee. Al die dae van sy verwoesting sal dit rus, die rus wat dit nie gehad het in julle sabbate toe julle daarin gewoon het nie. En wat aangaan diegene wat onder julle oorgebly het, ek sal in hulle hart 'n vreesagtigheid bring in die lande van hulle vyande, sodat die geruis van 'n verwaaide blaar hulle op die loop sal jaag. En hulle sal vlug soos 'n mens vir 'n swaard vlug en val sonder dat iemand agtervolg. En hulle sal struikel die een oor die ander soos vir die swaard, alhoewel niemand agtervolg nie. En julle sal voor julle vyande nie kan standhou nie. Maar julle sal omkom onder die nasies en die land van julle vyande sal julle verteer. En die wat onder julle oorgebly het sal oor hulle ongeregtigheid wegteer in die lande van julle vyande. Ja, ook oor die ongeregtighede van hulle vaders saam met hulle wegteer. Dan sal hulle hul ongeregtigheid bely en die ongeregtigheid van hulle vaders deur dit hulle ontrou teen my gehandel het, en ook dat hulle teen my versit het, sodat ek my ook teen hulle versit het en hulle in die land van hulle vyande moes bring, of as hulle onbesnede hart hom dan verneder en hulle dan boet vir hulle ongeregtigheid. Ek sal dink aan my verbond met Jakob en ook aan my verbond met Isak en ook aan my verbond met Abraham sal ek dink en aan die land sal ek dink. Maar die land moet eers van hulle verlate wees en moet vir sy sabbate vergoeding kry, terwyl dit woes lê sonder hulle, en hulle sal vir hulle ongeregtigheid boet, omdat hulle my verordeninge verwerp en hulle siel van my insettinge afskie gehad het. Maar ook dan sal hulle in die land van hulle vyande is, verwerp ek hulle nie, en ek van hulle geen afskie, sodat ek 'n einde aan hulle sal maak en my verbond met hulle sal verbreek nie, want ek is die Here hulle God. Maar ek sal tot hulle beswil dink aan die verbond van die voorvaders, wat ek uit Egipte land voor die oë van die nasies uitgelei het, om vir hulle 'n God te wees, ek is die Here. Dit is die insettinge en die verordeninge en die wette van die Here tussen hom en die kinders van Israel by die berg Sinai deur die diens van Moses gegee het. Uit meeste van die hoofstukke het ek agtergekom, God is baie erg oor die Sabbat. Hy noem het baie. So hierso sê die Here nou vir Israel, die Israeliete, julle beter nou na my luister, of dit is or else. Dis basically wat God sê. Dis die einde van Levitikus 26 tot 'n volgende video.